vandag met jou oor die wonderlikste bondgenoot wat ek en jy in hierdie wêreld ooit kan hê. En dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees, ons wonderlikste bondgenoot in hierdie lewe wat ons kan hê. Ek haal vir jou aan uit Paulus se brief aan die Romeine, hoofstuk 8 vers 26 tot 30. So kom die Gees ons ook in ons swakheid te hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons moet bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy, dis Jesus, die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek of geregverdig. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Mag die Here hierdie woord in jou en in my hart seën. Waarna toe is jy op pad? Wat is jou lewensdoel? Is dit jou gesin? Is dit jou familie? Is dit dalk vriende? Is dit om suksesvol te wees in jou beroep? Is dit om vry te wees, dalk genoeg geld te hê, sodat jy vry kan wees en die lewe kan geniet? Wat is jou lewensdoel? Al hierdie goed is tydelike goed. En al bereik jy dit altyd binne die konteks van verganklikheid en lyding. Ons hele lewe hier op aarde is eintlik maar 'n lang proses van mindere of meerdere lyding. Selfs die rykste persoon in die wêreld is verganklik en gaan sterf. En ly elke dag van sy lewe, onder andere aan Asperger's syndroom, wat 'n vorm van autisme is. Ek wil vandag aan jou 'n baie hoër doel voorstel. Los net 'n bietjie al die goed waarvoor jy op die oomblik lewe. En gee jouself oor aan die doel wat God nog altyd met jou en met my gehad het. Die pad waarby ek en jy moet inskakel, is God se pad, wat ons uit ons lae, verganklike, lydende bestaan neem en ons op 'n baie hoër bestaan van heerlikheid plaas. Jy moet weet dat God op pad is met ons na heerlikheid toe. So hoe lyk God se pad? Paulus sê vir ons in die laaste 2 verse wat ons gelees het. Eerstens, God het ons vooruit geken. Dis waar dit begin het. Tweedens, God het ons vooruit bestem. Waarvoor het hy ons vooruit bestem? Hy het ons vooruit bestem vir heerlikheid. Hy het ons nie net vooruit bestem nie, derdens, hy het ons na hom toe geroep.
En vierdens, hy het ons nie net na hom toe geroep nie, hy het ons ook geregverdig. Hoe het hy ons geregverdig? Deur sy seun, sy geliefde seun, in ons plek, vir ons sondes, te laat sterwe, sodat ons vrygespreek kan wees, sodat ons geregverdig kan wees. En meeste van ons kan hierdie 4 punte reeds aftik as goed wat klaar waar is in ons lewens. Die Here het my vooruit geken. Ja, voordat ek nog bestaan het, voor ek nog gebore is, het God my vooruit reeds geken. Hy het my nie net vooruit geken nie, hy het my vooruit bestem vir heerlikheid. Maar hy het my nie net vooruit bestem nie, hy het my na hom toe geroep om my op die pad te plaas na heerlikheid toe. Behalwe dit, het hy my ook geregverdig deur die bloed van sy seun, om dit vir my moontlik te maak, of vir hom moontlik te maak, om my te kan, na heerlikheid toe te kan vat. So, vir meeste van ons kan ons hierdie 4 punte reeds aftik, dis reeds waar van ons lewens. Maar daar's 'n 5de punt, en dit is waarna toe ons op pad is. En dit is na heerlikheid toe. Wat word bedoel met heerlikheid? Paulus praat in Romeine 8, en dan sê hy dat die hele skepping wag op die openbaarmaking van die seuns van God. So luister mooi. Heerlikheid kom die dag wanneer jy geopenbaar word as 'n seun van God. Die 2020 vertaling en van jou nuwer vertalings praat van kinders van God. Maar die Grieks gebruik die woordjie huioi, wat beteken seuns van God. Paulus praat ook van die vryheid van die kinders van God. Wat bedoel hy met vryheid? Dit is wanneer my sterflike liggaam vrygemaak gaan word van verganklikheid en van die dood. Dan is ek vry. Dit is die vryheid van die kinders van die Here. Wanneer dit gebeur, kry ek dieselfde vorm as die seun van God, Jesus Christus. Ek word gelyk gemaak aan die beeld van die seun van God, Jesus Christus. Wanneer dit gebeur, sal Jesus nie meer die enigste seun van God wees nie, maar ek word dan geopenbaar as ook 'n seun van God. En Jesus word dan die eersgebore broer tussen baie broers en susters. Dis die heerlikheid waarna toe ons op pad is. En al die lyding wat ons op die oomblik deurgaan, die stryd, die smart, die frustrasie, die pyn, al hierdie goed kan nie vergelyk, hoor mooi, dit kan nie eers begin vergelyk met die heerlikheid wat op pad is nie. Ek en jy behoort elke dag van ons lewens te leef soos mense wat nie kan wag vir hierdie heerlikheid wat op pad is nie, waarna toe ons op pad is nie. En as dit is hoe ons leef, sal dit ons in staat stel om te midde van lyding, te midde van veroudering, te midde van terugslae, te midde van teleurstelling, te midde van siekte en gebrek, elke liewe dag van ons lewens geduldig te volhard
Want elke dag van ons lewe is 'n dag nader aan hierdie heerlikheid wat op pad is. Op pad na heerlikheid toe. Op pad na God se doel met ons lewens toe. Waarna toe hy met jou op pad is, sy doel. Nie hierdie klein goedjies waarvoor ons elke dag lewe, nie hierdie klein goed waarin ons onsself toelaat dat ons vasgevang word nie. Skakel in by die hoër plan van God, dit waarna toe God met jou lewe op pad is. Op pad soontoe het ons 'n wonderlike bondgenoot, naamlik die Heilige Gees. Jy sal nooit ooit in jou lewe 'n groter en belangriker bondgenoot hê as die Heilige Gees nie. En die eerste manier waarop die Heilige Gees ons bondgenoot is dat hy die heerlikheid waarborg wat op pad is. Paulus skryf in vers 23 van Romeine hoofstuk 8. Hy sê dat ons die Heilige Gees as eerste gawe ontvang het. Ons het die Heilige Gees as eerste gawe ontvang. Hier is die goeie nuus. Ons het die Heilige Gees ontvang as 'n geskenk. Hoekom is dit goeie nuus? Omdat die Heilige Gees die heerlikheid waarborg waarna toe ons op pad is. Paulus skryf in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 4 en 5. Hy sê, want ons wat nog in die tentwoning, dis hierdie sterflike liggaam van my is, ons sug as mense wat swaar kry, omdat ons geklewel word, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons juis hiervoor voorberei het, is God, wat aan ons, luister mooi, wat aan ons die Gees as waarborg gegee het. Dit is die Gees van God. Dis die Heilige Gees wat Jesus in heerlikheid opgewek het. Dieselfde Gees het reeds in ons kom woon. Met ander woorde, die krag wat my ook in heerlikheid gaan opwek, woon reeds binne in my. Dis klaar binne in my en dit waarborg die heerlikheid wat kom. So elke keer, veral ons wat in Pinkster of charismatiese kerke is, elke keer wat ons die werking van die Heilige Gees ervaar en sien in ons lewens, in ons midde, is dit 'n bevestiging van die finale werk van die Heilige Gees, wanneer my sterflike liggaam verslind sal word deur die lewe. Ek dink nie ons besef watter groot krag in ons is deur die Heilige Gees nie. Ons kan sê dat deur die Heilige Gees is ons toekoms van heerlikheid alreeds binne in ons. Hierin is die Heilige Gees ons bondgenoot, want hy waarborg sodoende die heerlikheid waarna toe ons op pad is. Maar daar's 'n tweede manier waarop hy ons belangrikste, grootste bondgenoot is in hierdie lewe, op pad na heerlikheid toe. En dit is, die Heilige Gees kom na ons toe, om ons te help in ons swakheid. Jesus het gesê, ek stuur die Parakleet, dis die Heilige Gees, die helper. Hy sal kom, hy sal julle help. Jesus het inderdaad die Heilige Gees gestuur en hy het gekom om ons te help
in ons swakheid. Enige mens wat deur lyding gaan, leef met 'n sug. Hoeveel keer het jy nie al gesug nie? Sommige van ons sug elke dag van ons lewens. Eintlik is ons hele lewe een groot stuk lyding en daarom is ons hele lewe eintlik een groot sug. Maar die Heilige Gees kom na ons toe. En hy is in fyn aanvoeling met hierdie sug binne in ons. En hy tree vir ons in. Die Heilige Gees, jy kan dit lees, is in ons gedeelte. Die Heilige Gees kom sug saam met ons, met sugtinge wat nie verwoord kan word nie, wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. En God, wat ons harte deursoek, verstaan hierdie sugtinge van die Heilige Gees. Ek en jy weet nie reg wat om te bid, waarvoor om te bid, hoe om te bid, wat om alles te vra nie. Ons weet nie reg nie. Maar die sugtinge van die Gees is 100% in lyn met God se wil, sy wil wat ons vat na heerlikheid toe. En hierin word die Heilige Gees ons grootste bondgenoot. Want kyk wat gebeur nou. Nou begin alles in my lewe ten goeie meewerk op pad na heerlikheid toe. Alles in my lewe begin nou in lyn kom op pad na die heerlikheid wat God vir my bestem het. Alles werk ten goeie mee. My minus word nou 'n plus. My terugslag word nou 'n deurbraak. My verleentheid word nou 'n geleentheid. My swakheid word omgedraai in krag. My armoede word rykdom. En dit wat my ten kwade bedoel is, word omgedraai en verander in iets wat my ten goeie is. Hier tussen 2005 en 2008 het ek my pad heeltemal verloor. Ek het myself oorgegee aan promiskuïteit, aan alkohol, aan dwelms. En ek was in baie diep duisternis gewees. Maar die Heilige Gees het nooit opgehou werk nie. Die Heilige Gees het in my die begeerte gewerk om terug te keer na my hemelse Vader toe. Die Heilige Gees het daarna my op 'n 7 jaar lange pad van herstel geneem. En die Heilige Gees het my duisternis omgedraai in 'n getuienis. Die Heilige Gees het die diep duisternis waarin ek was, in diens geneem van God se koninkryk, om nou ander mense wat in soortgelyke duisternis is, te kan bring na sy wonderbare lig toe. Alles in my lewe begin nou ten goeie meewerk deur my helper, my bondgenoot, die Heilige Gees, wat saam met my sug. God is op pad met jou, met my. Hoekom wil ons vasval in die peuselagtighede van die lewe? Hoekom wil jy
jou eie lewe neem oor 'n man of 'n vrou wat jou afgesê het, oor 'n besigheidstransaksie wat nie vir jou deurgekom het nie, of 'n klomp geld wat jy verloor het, of een of ander groot verlies wat jy gehad het. Hoekom sal ons in die goed vasgevang word as God met ons op pad is na heerlikheid toe? As hy jou vooruit bestem het, as hy jou vooruit geken het, jou vooruit bestem het, jou na hom toe geroep het, jou geregverdig het, en vir ons die wonderlikste bondgenoot gegee het in hierdie lewe, om ons te vergesel op pad na heerlikheid toe. Die Heilige Gees wat in ons kom woon, wat die krag in ons is, wat ons sterflike liggame sal opwek in heerlikheid, wat die heerlikheid wat kom, reeds waarborg, deur nou al reeds in ons lewens werksaam te wees. Die Heilige Gees, wat gekom het as die helper, in ons swakheid, saam met ons te kom sug, en sodoende alles in ons lewens in lyn te bring met God se wil, sodat alles, ook my minus, ook my armoede, ten goeie begin meewerk, ten einde God se doel te bereik, naamlik heerlikheid. Ons dank die Vader, dat hy sy Gees uitgestort het. Dankie aan Jesus, wat die Heilige Gees na ons toe gestuur het, as ons helper. Amen.